Hierdie program word geborg deur DigiCards. Hallo daar, dis weer tyd vir Hart en Siel hier in die tuinroete. Ek en Jacques was vreeslik gelukkig verlede week het ons bietjie hier in Grootbrak kom kuier en ons het 'n fantastiese restaurant hier raak gekuier en vir Lorette ontmoet. Sy is die eienaar van Twin Trees. Baie welkom Lorette, baie welkom by ons en ons is so bly ons het jou raak gekuier en in hierdie plekkie kom kuier saam met jou. Hoe het julle hier uitgekom? Wat is Twin Trees all about? Okay, so ons het so 10 jaar terug omtrent die plek gekoop en nie geweet wat moet gebeur nie. En ons het net gesê hierdie adres is reg, hier moet iets gebeur. En toe later het dit in 2019 het ek van Willowmore af hiernatoe getrek en ek het eintlik iets gesoek om te doen en ons het eintlik net begin met die restauratiewerk want dit was 2 skakelhuisies en aan die een kant het ons 'n 3 slaapkamer en-suite woonhuis en aan die ander kant het ons toe nou die restaurant begin. En aanvanklik net gedink het gaan 'n klein koffieshoppie wees en die restaurant het toe daaruit ontstaan. En met die ontstaan van die restaurant het ons 'n naam gesoek en voor die gebou was die 2 skewe bome. En dis hierdie een wat hier voor staan, maar nou sien ek jy sê hy het gesneuwel die ander een. Wat So was dit die was storie daar? 2 bome Ja. en die voëlbeskermers en die boomversorgers was albei op my gewees. Want die ander boom het die reiers 'n nes gemaak. En die urine van die reiers maak die boom dood. En almal wat hier gekom het, laaf dit, want hierdie voëls gesels die hele dag, dag en nag. Moeder, maar ek sien die een is nou weg. So dit was wanneer? 20? So dit is omtrent 2023. Ja, okay, dalk. En die ander een het bloot net in die helfte gebreek een aand met 'n wind want hy was baie skuins en hy het so mooi geval nadat die restaurant toe is gelukkig. Het hy net geval en in die helfte deurgebreek en die ander ene het dood begin gaan. Die voëls het nog steeds hulle nes gemaak en Hugo die musikant het hier aangekom en hy het gesê julle moet daai boom sny, hy gaan eendag net omval. En toe sê ek, maar as jy nou so kundig is op hierdie terrein, jy kan dit vir ons doen. En hy sê, bring gou vir my 'n saag en ek doen dit gou. Jy's 'n organizer, nee? Ek kan sien jy's 'n organizer. Ja. Vertel vir my bietjie van Grootbrak het baie restaurante en ons het baie aktiwiteite nou deesdae. Wat maak jou restaurantjie as jy nou sou kon sê bietjie anders? Ek bly op die perseel, nommer 1. So ek hou van alles vars, want dis my persoonlike kombuis ook. Ek dink dis nommer 1. En dan probeer ek 'n ambiance skep vir elkeen. En dit het met jare, met elke jaar verander dit. Kom daar ietsie by as gevolg van wat ek beleef as 'n behoefte is omtrent. Okay. So toe ons 2020 oopmaak, die 10de Desember, toe begin ons aanvanklik was die gedagte 'n koffiewinkel. En toe ons die spyskaart begin uitwerk, die chef wat my gehelp het, hy sê toe, wat van wafels? En hier ontstaan wafels en ons sê, kom ons maak dit 'n wafelhuis, dat die naam uniek moet wees, dat dit die mense sal trek vir wafels. Maar ek hou daarvan, want dis die eerste ding wat ek toe oplet. Jy doen wafels. En dit is hoe ek gebrand word toe eintlik as 'n wafelhuis. Okay. Maar ek het altyd steaks en burgers gehad. So ons het toe die dek gemaak, met die sambrele op die dek, en in 2021 kry ek die dranklisensie, en ons maak toe die wynboutiek oop. Dit het ek hier buite gesien. Ja. Nou daai is baie uniek. Dit lyk pragtig. Is dit ook ietsies wat jy bietjie anders dryf as ek nou die Lorette wat ek nou leer ken moet half en half sê ek glo dit gaan 'n bietjie anders wees, né? Ja. Wat is jou wynsaakie daar? Dit is 'n pragtige spasietjie ook. Ja, so my man gebruik nie alkohol nie en ek geniet graag 'n glasie wyn. En baie keer kom jy by 'n restaurant en al die wyne op die wynlys ken jy nie eers nie. En jy wil graag 'n wyntjie drink en dan kies jy maar
nou nie die heel goedkoopste nie, want hy is dalk nie so goeie wyn nie. Yes. So kies so 1/3 van onder af. Hy sal Maar jy seker weet bietjie nog beter. steeds Jy nie weet wat nog steeds inkom nie. nie. En dan sal die kelner dit vir jou aanbied en as dit nie lekker is nie, Too dan- bad. Dit is ongelukkig mevrou, hy's oop. Jy moet hom maar druk. En joune nou, jy laat die mense proe, verduidelik so vir ons. ek het geen wynlys in die restaurant nie. Fantasties. Kom asseblief na die wynboutiek toe. Al die pryse is op die rakke en besluit wat wil jy betaal vir jou Ondervinding, jou belewenis. ondervinding, ambiance wat jy wil hê vanaand. Is dit 'n goedkoper, is dit net 'n wyntjie of is dit 'n iets duurders wat jy wil oorgesels of hoe dit ook al sy. En dit maak die aand soveel meer interessant, né? Ek wil graag hê jy moet 'n lekker experience hê. So dis eintlik waar die wynboutiek ontstaan het. En so dan nou ook in 2022 het ons die Ladies Lounge wat ons hier het ons dit oopgemaak saam met die dek. En jou dek het sy eie see op. Dis vir my te oulik. Sê gou vir ons, hoekom het jy daai so gedoen? Ek het een keer was ek by 'n troue gewees wat verskriklike mooi plek is. Maar dit het 'n ongelooflike see uitsig. En die aand was dit reënerig en bewolk en daar was geen see uitsig nie. En dit was vir my toe hartseer want dit is waarvoor jy dit eintlik die plek kies. Yes. En ek besluit toe daar en dan ek gaan sommer vir my 'n Muriel verf teen die muur en dan het ek altyd En as jy regtig moet sit 'n bietjie klank by, dan kan die res gebruik. Is 'n pragtige mural. Ja. Ek wil hierdie dinge so bietjie nader trek en ek dink baie van ons mense wat restaurante toe gaan. Ons is heidaglik op 'n planeet wat 'n groot issue het, as ek dit so kan sê, met gesondheid. Almal begin nou bietjie hulle koppe draai. Jong, ons is hier in 'n rabbit hole af en ons gaan moet begin beter doen. Jy maak 'n waffelys oop. Nou die suiker issue het jy nou aan my pragtig verduidelik. Verduidelik bietjie vir ons, wat is jou idee? Want jy jouself is op 'n ernstige gesondheidsmissie, jy en jou man, en jy het ook tog 'n gevoel dat baie keer as mense restaurante toe kom, wil hulle lekker eet, maar hulle wil ook graag eet wat hulle veronderstel is om te eet. Wat is jou konsep omtrent dit en restaurant? So glutenvry Is 'n groot ding geword. en is 'n moet. Jy moet dit hê. stem. So en veral met die wafels. Ek myself eet eintlik glad nie roomys nie. So dit is hoekom toe ons begin het ons begin met soet en sout wafels. En daarom is ons soutwafels word gemaak met die chives en parmesaan wat hom nou meer die souter smaak gee. So dit is sy interessant. basis en dan kry hy nou al die soutvulsels op. En ook met het ons die glutenvrye wafelmengsel gekry. As ook die pizza meel wat ons gebruik het ons ook 'n glutenvrye pizza meel. Maar dis fantasties dat jy tog voel dat jy dit in jou restaurant wil inbring. Want 'n mens voel tog jy wil uitgaan, maar nou het jy hierdie dissipline wat jy moet handhaaf en jy moet vir jou gesondheid. Jy kan nie meer so aanhou nie. En dan om by 'n restaurant te kom wat te sê, weet jy wat, ons het daai opsie vir jou. En ek dink dit word al hoe meer en meer belangrik. Net om terug te kom na die oë bloedgroep ding toe. Wat is jy planne wat jy tog daai idee begin krap aan jou? Val ons gou 'n bietjie in. So ek het nogal gedink met hierdie oë bloedgroep, ek moet begin kossies uitsit wat net ons kan eet. So ek oorweeg daai definitief sterk, hou my dop. En gaan dit soos wat het jy gesê, tapas of wat is die? Ja, so dit is wat ek definitief wil doen met die oë bloedgroep. Okay. Dan aanvullend op dit, in die ekonomiese situasie waarin ons tans is, twee mense kan nie meer gaan uit eet vir onder R1000 as jy 'n voorgereg, 'n hoofgereg en 'n wyn wil doen nie. En jy eet steaks en groter porsies kosse.
ek oorweeg om tapaskossies te maak, dat 4 persone kan uitgaan vir ete. Hulle het 'n beker strawberry daiquiri, hulle kan hom virgin of met alkohol kry, wat 4 mense uit kan drink vir hulle drankies, en ons kan 4, noem dit appetizer, tapas, bestel, en ons kan almal saam 'n vleisie, 'n broodjie, 'n slaaitjie eet, 'n sousie dip, en almal kuier saam vir die helfte van die prys. En dit is fantasties. Wat ek dink ons moet na kyk, want almal wil nog steeds uitgaan vir 'n lekker aand, 'n lekker atmosfeer, ambiance, want dis my huweliksherdenking, dis my verjaarsdag. Events wat jy wil dit nog steeds doen, maar regtig bekostigbaar vir almal. Ag, maar Loret, dit was so 'n plesier om jou te ontmoet, hoor. En ek bedoel dit van my hart en siel. Wat 'n fantastiese konsep, idee, gevoel, look, vibe. Ons wens jou net die beste toe en ek hoop hierdie ding gebeur. Regtig. Ons moet begin kyk na gesonder uiteet. Maar ons sê vir julle baie dankie dat julle kom luister het en dan tot 'n volgende keer. Groet ons. Gaan goed. Totsiens.